Goeiedag, weer eens baie welkom. Ons praat hierdie week oor 'n konsep van hoe om vrygewig te wees. 'n Ander manier om dit te stel is, hoe werk 'n mens met daardie onderwerp wat nie in kerke genoem mag word nie, geld. Het jy al gewonder hoekom dit dikwels klink of God liewer is vir arme mense as vir ryk mense? Het jy al gewonder hoekom dit soms uit die Bybel uit klink of God sê arme mense gaan amper reg uit hemel toe, maar 'n ryk man, dis vir hom baie moeilik. Hoe kan dit wees? Jy het mos al daai aanhaling gehoor. Dis moeiliker vir 'n ryk man om in die hemel te kom as vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. So waar kom hierdie storie vandaan dat as jy geld het, dan kan jy nie hemel toe gaan nie, of dan is dit moeilik om hemel toe te gaan? Hoekom is daar hierdie konsep dat geld of rykdom jou uit die hemel uit kan hou en wat is die afsnypunt? Weet, hoeveel geld moet jy nou hê dat dit vir jou moeilik raak? So ons het 'n storie in die Bybel waar 'n ryk jong man na Jesus toe kom en hy soek dieper geestelike betekenis en hy vra vir Jesus, hoe kan ek dit kry? En Jesus antwoord hom, verkoop alles wat jy het en volg my. Jo, dis nogal 'n tawwe ding om te hoor daarin. Kom ons lees dit saam. Wat Jesus vir hom in Matteus 19 sê. Toe die jong man dit hoor, het hy baie bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus sê toe vir sy disippels, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit eintlik nog sterker. Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Nou, dis nie lekker woorde om te hoor daarin nie. Hierdie jong man was ryk en jonk. Nou kyk, dis daarom wonderlik as jy jeug en geld saam het. Ek dink as daai man vandag geleef het, sou ons hom genoem het 'n trust fund baby. Ken julle daai uitdrukking? En hierdie trust fund baby kom by Jesus en hy sê ek soek na diepere betekenis en Jesus sê vir hom, gee jou trust fund weg en dan kom volg jy my. Soos Jesus roep hom tot iets hoor en hy sê ek sien nie kans vir dit nie. Nou ons, verwag God dit van my en jou ook? Moet ons alles verkoop wat ons het en dit uitdeel aan armes en dan leef almal arm? Is dit wat God van ons verwag? Ek dink nee. Daardie opdrag was spesifiek vir die jong man, want Jesus het hom genooi na iets groter, iets diepers, wat spesifiek vir hom was. En Jesus, dink ek, het gesien, hierdie man se trust fund was vir hom baie belangrik. Dit was sy identiteit, dit is wat hom waarde gegee het. En toe kom Jesus en sê, jy moet van dit ontslaa raak. Hoekom spesifiek van hom? Want ons lees dat Jesus baie ander disippels gehad het en baie van hulle het ook geld gehad en soms van hulle was baie ryk. Dit word eintlik in die Bybel geskryf. Een van Jesus se disippels was Josef van Arimatea en hy was 'n baie ryk man. Jesus het nooit na hom toe gekom en gesê, gee al jou geld weg en kom volg my nie. So dis nie vir ons almal nie. Maar wat kan ons hieruit leer? Ons leer by Jesus dat soms kan geld en rykdom jou vasvang. En soms lei dit jou na 'n lewe ver van God. En dit lyk asof die Bybel wil vir ons sê dat hoe meer geld jy het, hoe meer versoekings is daar vir jou beskikbaar en dan raak dit baie moeiliker om in die hemel te kom en dis hoekom hy sê dis vir 'n ryk man moeilik om in die hemel te kom en dan sê hy dit is soos vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. Nou wat beteken dit? Daar is baie interpretasies van hierdie uitdrukking, maar dit lyk asof die mees aanvaarbare een was dat in die stede van daardie tyd was daar 'n groot hek waar jy met 'n wa en perde en kamele kon deurloop. Maar as dit donker word, dan maak hulle die hek toe en dan maak hulle 'n klein deurtjie oop vir die mense wat laat is, wat later in die nag inkom, vir veiligheidsredes. En daardie klein deurtjie was dikwels genoem die oog van 'n naald. En nou sê Jesus, as jy baie geld het, kan dit soms gebeur dat jou rykdom jou vasvang en weglei van God af en dat
dit vir jou nou moeiliker is. Jy kan nie net deurstap nie, dis moeilik, jy moet afpak. Soos 'n kameel moet afgepak word om deur daai klein deurtjie te kom. Dis wat Jesus vir ons wil leer. Rykdom is nie iets waarteen God is nie. Ek dink God wil hê jy moet ryk word. Hy sal bly wees as jy ryk is. Maar hy wil hê jou rykdom moenie jou besit nie. Jy moet jou rykdom besit. Jy moenie in diens van jou trustfund wees nie. Jou trustfund moet in diens van jou wees. Dit moet in diens van die Here wees en sy wil. Jy is die eienaar van geld. En jy moet die geld beheer. Dit moenie jou beheer nie. En jy moet so los wees van dit, dat jy kan doen wat die Here wil hê jy moet doen. God wil beslis nie hê ons moet almal arm wees nie. Daar's geen so opdrag in die Bybel nie. En God wil beslis nie hê ons moet almal alles weggee nie. Sy lewe is nie 'n lewe van kommunisme nie. Hy vra dat jy met alles wat jy het in sy diens sal staan. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vir wat ons het, vir wat ons is, vir wat ons kan produseer. Dankie dat ons u guns kan vra en u leiding kan vra op ons lewens. In Jesus naam. Amen.